In terme van romantiese Afrikaanse rolprente, het min stories al sulke blywende impak gehad soos 2012 se Semi-Soet. Baie terapeuties om klonk voor te bring as jy wyn belug. En as 'n mens dink Semi-Soet kan nie meer ikonies raak nie, word daar nou 'n musiekblyspel daarvan gemaak, met niemand anders as die ikoniese Bobby van Jaarsveld in die hoofrol nie. En met die man se besige skedule kon ons hom ten minste vastrek vir 'n vinnige geselsie hier by Villa Amor in Pretoria. Die nuus van sy egskeiding einde verlede jaar het nie Bobby van Jaarsveld se musiek en TV-planne vir 2025 gestuit nie. Die man is besiger as ooit met 'n rol in Binnelanders wat ook nou wink op die horison. Die mure rondom my. Uiteindelik kry ons dit reg om die Bobby van Jaarsveld so 'n bietjie vas te trek. Maar die man wat so besig is, dude, lekker om jou te sien. Hoe gaan dit? Lekker om hier te wees, dankie. Ja, ek is uiteindelik op die bank. Jy is uiteindelik op die bank, die troon. Die troon. Voor ons nou oor enigiets gesels, wil ek net gou-gou met jou chat. Laas jaar was 'n groot jaar, persoonlike groot jaar vir jou. Jy en Annetjie het swaar besluite geneem. So ek wil net namens almal vra, hoe gaan dit met Bobby van Jaarsveld en julle? Ja, elke persoon op hierdie aardbol gaan deur dinge in hulle lewe. En baie keer moet sekere dinge gebeur. Verstaan nie altyd hoekom nie, maar ja, met ons gaan dit regtig baie goed. Ons is reg, ons is sharp. En ek dink dis die mooi ding want julle het dit baie mooi hanteer, die hele storie. Die ding wat die mense nou regtig aan die grond het, nê, is Bobby as JP. O, Bobby Die as smeulende JP persoon in Semi-Soet die musiekblyspel. Dude, dis baie opwindend. Ja, baie. Ek is so opgewonde daaroor. Ek was nogal verras geweest toe ek die nuus hoor. Soos die bedryf gaan met jou audisies doen en ja, en 'n paar mense gaan sien en toe hulle sê ek het die rol gekry, so ek baie verbaas geweest. Nico Panagio was so goed in die film geweest. Hy is briljant in wat hy doen. So om sy skoene te probeer vol staan of sy speedo te probeer vol staan, want ek sien daar is 'n scene in die movie waar hy in 'n speedo rondloop. Weet nie of ek daai gaan doen nie. Ag, toe nou Bobby, jy moet nou so beskryf wees nie. Ons ken almal vir jy love 'n speedo. Hey, ek dra nie speedos nie. So daai is definitief baie weird. Maar kom ons kyk. Okay. Maar ek moet sê die repetisies gaan baie vinnig aan. Dit kom baie mooi aan. Die stel gaan besonders lyk. Die akteurs is amazing. Ensemble, die musiek is besonders. Johan Foster en Jacomien de Wet het die oorspronklike musiek geskryf. Jy noem nou Johan Foster. Julle het al 'n paar keer in die verlede ook saamgewerk, maar hy het nou 'n spesifieke nuwe liedjie geskryf. Ja. Vir Semi-Soet, vir die musiekblyspel. So waaroor gaan die liedjie? Waar pas dit nou in die groter storie? Die liedjie se naam Yes. is Die bietjie wat ek weet. Die bietjie wat ek weet. Ja, dis genoeg om te weet. Dis regtig Johan is so goed om te skryf waaroor mense eintlik voel. Waar ons nie altyd wil praat of kan praat nie. Hy is goed daarmee om met styl neer te kan lê. Die bietjie wat ek weet baie keer, ek weet so min van 'n persoon af. Maar tog voel dit vir my ek het jou lief gehad voor ek jou geken het. So iets. Wat is dit nou weer? Maar liefie, jy hou nie eens van wyn nie. Anel Alexander, sy hervat haar rol as Jackie en het die twee vir julle al saamgewerk in die verlede of was dit die eerste keer? Nee, ons het nog nooit saamgewerk nie. Ek wou al baie. Ek ken haar al van jare terug af. Wel ek onthou Sewenlaan. Dis reg. So dis my voorreg om teenoor haar te kan speel. Nog nooit voorheen saamgewerk nie, maar soos ek sê, ek wou altyd en hierdie is die perfekte geleentheid vir dit. Ek het baie respek vir haar en absoluut waardeur sy gegaan het en gaan in haar lewe. Vanuit Bobby in 2010 in sy eerste fliekrol verskyn het in die musiekfliek Liefling, het talle ander rolle gevolg en deesdae word hy net soveel geprys vir sy toneelspel as vir sy musiek. Bobby, so hier's die ding nê, ons span het op so 'n ou onderhoud afgekom wat jy in 2009 gedoen het oor Liefling. Ja? En in haar onderhoud het jy gesê jy sal nog baie graag eendag in Binnelanders speel. Profetiese woorde. Want dit is, jy sien waartoe ek nou wil gaan. Ja, put it out there. Kyk, waar is ons? So wil jy nou vir die mense sê wat toe gebeur het intussen? Ja, so ek is besig om te skiet aan 'n rol in Binnelanders. op hierdie huidige oomblik. So dis nogal besonder. Ek weet nie wat ek alles mag gesê van dit nie, want ek's bang ek gee te veel weg, maar ja, dis net perfect vir my. Ek love TV-werk, baie liewe films en soos ek sê ek love Binnelanders. So dis 'n dream come true. Hou julle TV's aan. Kyk, ons weet jy is lief vir voor die kamera werk en films en TV, maar het jy dit al ooit oorweeg om voltyds betrokke te raak by 'n TV-reeks? Sal jy dit ooit oorweeg om musiek eenkant te sit vir TV-werk? Ek sal nooit musiek eenkant toe skuif nie. Daar was 4 jaar in my lewe wat ek moes musiek eenkant toe skuif. Ek het musiek so gemis, ek sal nooit musiek eenkant toe skuif nie.
Ek sal graag wil 50-50 doen, TV-werk, musiek. Oulik dat jy 'n pak klere aan het. Verskoon my. Dit bring my nou na jou nuwe enkelsnit wat nou onlangs vrygestel is. Wat ook al dit vat. En ek wil bietjie daaroor gesels. Die blikkie. Deesdae moet jy maar skryf wat die mense wil, nie wat hulle wil hoor nie, maar hulle wil 'n beat hoor. Die mense, ons Afrikaanse mense hou van dans, so hulle wil kan dans op 'n sang. Al is dit 'n diep sang. Ja. En dit gaan oor daai persoon wat jy verloor, wat jy enigiets sal doen en gee of leen of weggooi. Enigiets sal jy doen net om daai persoon terug te hê in jou lewe. En dit is in my huidige situasie het mense dalk die sang so 'n bietjie hulle eie gemaak, maar ons is skrywers. As iemand 'n storie skryf, as Dion Meyer 'n boek skryf hy nie oor sy eie lewe nie. Hy skryf oor 'n storie. Hy maak iets op en hy brei uit. Ons is skrywers van musiek ook. Ons skryf nie noodwendig elke sang oor onsself en oor ons omstandighede nie. Daai liedjie wat ek geskryf het, wat dit ook al vat, is al 'n jaar terug geskryf. So dit is nie oor my huidige toestand, situasie nie. So mense moet asseblief nie so lees nie. Kyk, ek weet nie hoe kry jy die energie vir alles nie, meneer, want dit is net ongelooflik. Ek kan, dat jy so besig is. Ek love besig. Ek hou nie daarvan as my dagboek een dag oop het nie. Ek moet besig bly. Of hy moet gevul wees met my kinders of hy moet gevul wees met werk. Baie dankie vir jou gesels en vir jou oopmaak en vir jou deel. Ek wil net vir jou laaste vraagie vra oor hoe jy kyk na hierdie jaar 2024. Ons weet dit was vir jou 'n moeilike jaar geweest, maar afgesien van die feit dat jy baie werk het vir 2025, waaroor is jy dankbaar soos wat jy vandag saam met ons sit? Ek is dankbaar dat dinge nie eintlik ooit uitwerk soos wat jy dink dit gaan uitwerk nie. Want Desember 2024 gedink, joh, Here, 2025 asseblief Vader, wees net genadig met my. Want dit lyk of dit 'n rowwe jaar gaan wees. En jy gaan mos na al die plekke toe in jou kop wat net kan you take the worst scenario. Toe einde van Januarie toe sien ek dit maar hier is regtig besig om soveel dinge in te kom. En die teenoorgestelde gebeur wat ek gedink het gaan gebeur. En ek is net dankbaar dat dinge gewoonlik nie uitwerk soos wat dit in jou kop speel nie. Daar's altyd vir jou beter daar buite. Maar nou hier, met dit wat ek nou weet, sal ek nie kan vergeet. Of hy nou in 'n teaterproduksie is of van 'n nuwe TV-reeks of albumwerk, Bobby van Jaarsveld gaan seker maak hy bly die goue seun van die Afrikaanse vermaaklikheidswêreld, wat ook al dit vat. So maak seker jy gaan kyk Semi-Soet vanaf 7 Mei by die AfriForum Theater en luister uit vir daardie splinternuwe enkelsnit, Die klein bietjie wat ek weet, beskikbaar vanaf 11 April. Lewe sonder liefde weet ek nie.